En die derde een is, moenie vrees nie, want God se liefde verdryf vrees. God se liefde verdryf vrees. En vriende, ek wil vir jou sê, hierdie punt, al lyk dit so maklik, maar toe dit hierdie deeltjie kom om te sê, die liefde verdryf vrees, het ek getop oor hierdie punt, tot en met gisteraand, en daar's van julle my vrou en almal weet, toe Chris gisteraand my boodskap stuur, Dominic Chris bel my Johan, toe is ek nog steeds besig met hierdie punt, want ek wil dit nie verkeerd kry nie, want ek wil hê jy moet verstaan hoe God se liefde werk. En dalk is hierdie tyd om vir mekaar te sê, wat sê die wêreld is vrees? Sien die wêreld sê, as jy vinnige Google searchie doen, sê die wêreld vir my, vrees is 'n fundamentele menslike emosie. Ja, ek verstaan dit. Dis 'n natuurlike reaksie op waargenome gevaar of 'n bedreiging. En hoe manifesteer dit in my en jou lewe? Is 'n sterk woord as beide 'n fisiese, maar dit kan ook 'n sielkundige veranderinge wat ons uiteindelik voorberei om een van twee goed te doen. En jy het dit baie al gehoor. Of jy gaan veg, of jy gaan vlug. En terwyl ek met hierdie gedagte sit oor wat vrees is volgens die wêreld, en ek sit en dink oor hoe gaan ek Jesus se liefde, sy volmaakte liefde aan julle kan oorbring in 'n manier wat verstaanbaar is, wat anders dalk is wat ons elke dag hoor, dink ek aan die volgende persoon. Julle gaan hom dalk moeilik sien, want die foto is lank teruggeneem. Hierdie is my pa. Daai foto is 12 Februarie 2012 geneem. Dis presies 'n maand voor my en Karen se eerste kind, Emabel, gebore is. En daai dag het my pa vir my die volgende gesê, ek het dit met 'n party van mense al gedeel, vir alles hulle kinders kry. En daai dag het my pa vir my die volgende woorde uitgesê, Kenneth, you don't understand unconditional love. Not yet. You love your wife, I can see you love her. But you don't understand unconditional love yet. He says, the moment that you come and the moment you hold your daughter in your hands and your arms for the first time, then you understand unconditional love. Then you understand that you will be able to fight for that child. You'll be able to do things you can never comprehend. Nou, dis nie my boodskap nie, asseblief, moenie daar vassit nie. Right? Maar ek het verstaan die punt wat hy probeer maak, en hy het vir my gesê, Kenneth, that's when you understand the gift God has given you. En vriende, in daardie oomblik besef ek, 1 Johannes 4 vers 18 maak toe vir my sin. As ek vir jou sê, die rede nommer 3 is, moenie vrees nie, want God se liefde verdryf dit, dan sê 1 Johannes 4 vers 18 vir my en jou, waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verdry of verwag straf. En wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. En dis nogals iets om in te neem. Wie vrees het nie volmaakte liefde nie. En net om vinnig hierdie teksversie in konteks te plaas, is Johannes besig met gelowiges te praat en hy moedig hulle aan om in liefde te leef. En hierdie hele stukkie, hierdie hele hoofstuk gaan oor God is liefde en hy kom beklemtoon vir ons dat God liefde is in 2 verse, vers 8 en 16. Hy sê vir ons, weet julle wat, liefde is 'n bewyse van ware geloof, want ek sien hoe jy die Here liefhet deur hoe ons met mense te doen gaan en hoe ons meewerk met hulle. Maar dan word liefde ook tot volmaaktheid in my en jou gebring wanneer ons op God vertrou. En vriende, soos wat ek hierdie vers lees ek, en ek besef vers 17 is jy moet asseblief gaan lees, praat die Here hier, en Johannes praat oor die oordeelsdag, dan verstaan ek hoekom hierdie vrees wag vir straf, en dan besef mens, weet julle wat? Ek en jy kan nie konstant in vrees leef nie. Hoekom nie? Want vrees in Johannes fokus op die oordeel. Dit fokus op die oordeelsdag, die wederkoms wat kom, en dit fokus nie nou op die verhouding wat God met jou wil hê nie. Jy sien vriende, as ek en jy verstaan wat God se liefde is, as ek en jy verstaan dat sy liefde en hoe hy vir my en jou veg, dan besef ons, en dan klik dit in my kop, wat my pa vir my gesê het, dat die Here sal veg vir my en vir jou, dit strek baie verder, as wat ek en jy ooit kan dink of doen.
Want die Here het sy seun vir my en jou gestuur, om vir my en jou te sterf, sondaars. En dan kan mens net die Here se naam loof en prys, en sê dankie Vader, want hy het die dood oorwin. Hy het die dood klaar oorwin, vriende, en dan kan ek en jy nie meer vrees nie. En dis wanneer ek besef, en ek hoop jy besef dit ook, vriende, is dat vrees en geloof nie kan saam bestaan nie. Dit kan nie saam bestaan nie. Wanneer ek en jy God se liefde werklik verstaan, dan verloor vrees sy houvas in my en jou lewe. En vriende, dan moet jy nie 'n handskoen wees nie. Jy sien, na watter beeld is hierdie handskoen geskape? Enigiemand? Die beeld van 'n hand. Maar sien, daai handskoen beteken niks as jy nie jou hand binne in die handskoen sit nie, dan kry die handskoen sy doel. En dan wil ek hê jy moet besef dat, vriende, jy moet toelaat dat Jesus in jou kom werk, in jou kom woon. Dan het jy 'n doel. Dan het jy 'n doel hier op aarde om die woord en die boodskap van die Here Jesus se genade met elke persoon daar buite te gaan deel. En vriende, dan soos wat ek en jy met die Here Jesus wandel, soos wat hy in jou skaaf en my skaaf, en ons elke dag meer en meer soos hy maak, so groei ons in daardie volmaakte liefde waarvan Johannes praat. Dan is vrees nie meer welkom nie. Vriende, tree in liefde. Ek en jy tree dan in liefde met mekaar op. Dit verander ons huwelike. Hier sit dalk van julle wat daar 'n fokusverskywing nodig het. Sien, my fokus is dan nie meer op selfbehoud as ek Jesus se liefde verstaan nie. Dit gaan meer oor 'n selfopofferende liefde in ons verhoudings. En dit kan 'n proses wees, ek verstaan. Aan die begin van my verhouding, niemand kom leer jou wanneer jy trou is, hoe om te beklei met jou vrou nie. Daar's nie 'n klas wat sê, dis jy beklei met jou vrou, jy doen dit. Niemand leer jou dit nie. En natuurlik, wat doen ek? Dwaas. Ek bly stil vir 3 dae. Tot my eie spyt. Vir wat? My vrou is perfek in die Here se oë. En wat doen ek? Dis mos alles oor ek. Jy kan wag dat ek met jou praat, Dion. Ek kan wag. Tot op die dag, vriende, wat ek en Karen uit hierdie gemeente uitstap in die skoolsaal. En ek en Karen sê vir mekaar, weet julle wat? Ek en jy praat met geen ander persoon soos wat ons met mekaar praat nie. Ek en jy wys Jesus vir elke mens daar buite. Hoekom wys ons dit nie vir mekaar nie? En net daar besef ek weer eens, kyk hoe die Here werk, volmaakte liefde. Hy's lief vir my, hy's lief vir haar, hy het ons eerste lief gehad. En daarom beklei ons nie meer met mekaar nie, ons begin nou vir mekaar beklei. En wat 'n ongelooflike gedagte in jou huwelik, as jy tot daardie beseffing kan kom, vriende, en die orkes julle kan opkom, ek gaan nou afsluit. As is die oomblik wat ek en jy weet en verstaan hoe Jesus elkeen van ons lief het, vriende, met jou foute, met my foute, met jou nikke, met my nikke, is daar nie meer plek vir selfsug nie. Want hy het vir jou geveg. En ons kan oorwinning in hom kry. Vriende, vrees is 'n natuurlike reaksie, want ek en jy weet nie wat volgende gaan gebeur nie. Dis hoekom ons daardie vrees ervaar is, omdat ons nie die uitkoms kan beheer nie. Maar wat ek vandag vir jou wil kom sê, as jy alles vergeet is jy kan staat maak op 'n God wat vir duisende jare sy mense lei, wat vir duisende jare sy mense oorgeleef het, vandag nog mense red. En dan sal jy besef dat ek en jy vrees kan oorwin deur om God se teenwoordigheid te vertrou. Ek en jy kan oor vrees oorwin as ek en jy in sy krag staan, en ek en jy kan oor vrees oorwin om in sy liefde te wandel en te rus. En my gebed is dat jy daardie volmaakte liefde, vriende, sal ervaar, en dat jy kan opstaan aan die einde van hierdie dag, aan die einde van die week, aan die einde van jou lewe, en jy kan soos Dawid sê in Psalm 34 vers 5 in die ou vertaling sê dit mooi, hy sê, weet julle wat? Ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en hy het my uit al my vrees gered. Amen.